Goeiemiddag. Welkom by die program vandag. Ek het so 2 jaar terug, dink ek, om en by 2 jaar terug, dalk 3 jaar, ek is seker nie, het ek op 'n stadium hierdie tyd van die jaar met jou oor Kersfees gepraat, die feesseisoen waarin ons is. En almal sien uit daarna en almal juig en jubel en gaan te kere oor die feesseisoen. Ons het verlede week gepraat oor die ek dink algemene afvalligheid op die 16de Desember met geloftedag, en vandag wil ek met jou praat weer oor die feestyd. Verlede keer wat ek oor die feestyd in die Kersfeesseisoen gepraat het 'n geleerde meneer my gekontak en ernstige e-mail gestuur en baie suur teenoor my gewees. En ek het hom uitgenooi, kom ons sit met die Bybel en ons praat daaroor. Ek sal u kom besoek. Maar hy het my nooit geantwoord van daar af nie. En vandag gaan ek weer met jou daaroor praat. En ek gaan dit weer vir jou stel, want geen van die feite het verander nie. So daarom gaan ek dit weer vir jou deurgee, want ek glo dit is 'n belangrike saak. Ons sê ons is Christene, dan moet ons doen wat die Bybel sê. Nie wat die tradisie sê nie wat dit sê en wat dat sê nie, dan doen ons wat die woord van God sê. As ek om ons rond kyk en jy kyk in Desember maand om ons rond, en die 16de Desember vlieg almal hier weg. Hulle hou nie geloftefees nie, maar hulle of die gelofte viering, herinnering nie, maar hulle vlieg hier weg. En daar gaan hulle, die hele 3/4 van Suid-Afrika. Val die hele wêreld vol. Party van hulle verongeluk, hulle mors geweldig baie geld. Dis die seisoen waarin die meeste drank vloei, die ergste dronkenskap is, die meeste sedes en moraliteit wat ten gronde gaan in daai tyd. Maar wat vir my interessant is, kom Januarie maand, sit hulle almal weer in die kerk, arm soos 'n kerkmuis. Soos die heilige koeie van Egipte. En hulle is absoluut so stroopsoet. Maar as jy hulle net 'n week en 2 voor dit op die strand gesien het, dan sal jy nie glo, hulle is Christene nie. As jy hulle gesien het daar by die swembaddens en daar by die braaie en by al die plekke, dan sal jy nie dink hulle is Christene nie. So dan is hulle nie Christene nie. Dan is hulle 'n sendingveld. En hulle sit in die gemeentes en van hulle sit op kerkrade en selfs van hulle is predikers. En dis jammer. Onder die sogenaamde ontspan, ons gaan bietjie ontspan verskoning. Eintlik gaan hulle bietjie ontchristen en ontmoreel en whatever hulle dit noem. Wanneer ons kyk wat aan die gang is hierdie tyd van die jaar, sien ek 'n geweldige mammon aanbidding. Wat is mammon? Geldgod. Besighede jaag die geldgod, dat jy nie kan glo hoe jaag hulle agter die geldgod aan nie. Almal probeer daai ekstra geld maak, Ek het self in besigheid groot geword en ek het gesien hoe lyk dit die 24ste Desember as daai winkels se deure toemaak, dan lê almal net. Want ons moet die geldgod aanbid vir Desember. En dan lê ons, dan is ons stikkend. En so gaan dit met menige besighede. Die hoogste drank verkope en alles wat met sonde te doen het, vier hoogtyd in hierdie tyd. En ons sê dis 'n Christenfees. Dink julle dis 'n Christenfees? Dis 'n Christusfees? Ek dink nie so nie. Kom ek gaan vir jou skrifgie lees en kom ons kyk of jy Christus hierin kan vind. Maar ek gaan vir jou sê ek vind Kersfees sy seisoen hierin. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, vyandskap, toos, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery. Brassery is daai goedkoop ligsinnige praatjies, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God
nie sal beerwe nie. En ons doen dit alles, al hierdie goede, doen ons in die naam van Christusfees. Ons noem dit in die naam van Kersfees. En ons sê dit is om Christus se geboorte te herdenk. Dan gaan ons 'n paar punte aanraak en ons gaan vra, is dit Christus se geboorte gewees? Ons gaan daaraan raak en ek gaan nie vir jou sê, dis uit daai gegoogel en dit gedit nie, ons gaan sommer die Bybel vat. Soos ons Christene, so kom ons vat die Bybel. As jy Kersfees in die Bybel kry wat God gesê het, so sal jy Kersfees vier hom. As jy hom nie daar kry nie, dink mooi wat jy doen. Want dan is dit iets anderster, iets wat jy self doen. Dan kom dit uit die mens uit. As ons kyk na die geskiedenis, weet ons en ek weet pastoor Dion Allers het 'n baie goeie stukkie wat hy gedoen het oor Kersfees en jy kan gerus dan sy lering daaroor bestel of Dr. Niels van Sail wat ook op Kruiskyk bedien, het ook 'n uitstekende stukkie gedoen oor Kersfees en jy kan hierdie ouens se goed ook bestel. En dit is 3 van ons wat basies op dieselfde goed neerkom en vir jou sê, jy moet maar 'n bietjie dink wat jy doen. Geskiedkundig kan ons kyk na die Kersfees tydperk, hierdie tyd van die jaar, kom eintlik maar uit sonaanbidding uit en al daai tipe goed en ek gaan nie in detail daar ingaan nie. En weet jy, wanneer ek die naam noem, gaan julle almal of baie van julle gaan regop sit en sê, ek weet presies waarvan jy praat. Ek ken daai ou. In 1984 het die boek uitgekom, Die Koning Kom, volume 2, en hy is geskryf deur Dr. Benny Kleinhans, en nou weet julle almal van wie ek praat. En Dr. Benny Kleinhans het op bladsy 161, as jy die boek het, Die Koning Kom, volume 2, dan gaan kyk jy op bladsy 161, en daar vertel hy vir jou die heidense afkoms van Kersfees. Dis 40 jaar later, mense. As ek so vinnig daarna kyk, 84, 2004, nee, dis 30 jaar later, as ek reg. 30 jaar later. En nog niks het verander nie. Die kerk preek nog steeds dieselfde Kersfees. En dit na 'n bekende soos Dr. Benny Kleinhans dit ook genoem het. Hoe ernstig neem jy dit dan op wanneer 'n prediker preek? Hoe ernstig neem jy dit op wanneer iemand jou vermaan en sê, hoor jy, oppas vir hierdie goed? En jy kan dit self gaan Google, jy kan self jou huiswerk gaan doen en jy gaan op dieselfde feite afkom, mense. Jy kan dieselfde studie gaan doen, jy kan dieselfde ding gaan kyk, The Two Babylons deur Alexander Hislop, kom op dieselfde gevolgtrekke. Daar was nie eers Google in daardie jare toe The Two Babylons geskryf is nie. So dit kom maar alles, dis goeie navorsing, dis maar al. Kom ons kyk wat sê die woord. Kom ons gaan na die woord toe en kom ons blaai gou na Lukas hoofstuk 2 toe. Jy weet jou Bybel byderhand het, blaai. Kom ons kyk wat sê die woord. Die woord is die waarheid. En as jy nie kan sê die woord is die waarheid nie, is daar fout met jou. In Lukas hoofstuk 2 vanaf vers 8 gaan ons kyk, en daar was herders in dieselfde landstreek wat in die oop veld gebly het, in die nag oor hulle skape wag gehou het. En met een staan daar 'n engel by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn, en groot vrees het hulle oorweldig, en die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker wat die Christus die Here is. En dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is, wat in die krib lê. 'n Groot ding wat gebeur het, en aan wie verskyn hy? In die oop veld aan die herders. En dit sê vir ons, oeps, dit was definitief nie in Desember nie. Want in Desember in die noordelike halfrond is dit ontsaglik koud, daai yswinde wat daar waai. Hulle is nie in Bethlehem by die oop velde nie. Hulle kruip agter die berge weg. Hulle kruip weg, hulle kom uit daai geweldige koue winde uit. Hulle is net eenvoudig nie in 'n koue Desember in die oop veld nie. Hulle slaap nie in die nag in 'n oop veld nie. En oeps, nou wat nou? Daar val dit uit mekaar uit. So, hoekom hou ons dan Kersfees hierdie seisoen?
Want iewerster in die geskiedenis het daar 'n kompromie gekom. En 'n vuil ding is saam met 'n skoon ding gesit en die twee saam is nie skoon nie. Op die laaste wat die herders in die oopveld is so teen die einde Oktober. En van daar af gaan hulle uit. Nou wil ek vandag vir jou ook verder vat en vir jou sê, die geskiedenis daarna gekyk. Jesus het gekom en hy die Pasga het hy vervul op sy tyd. Hy die Pinksterfees het hy vervul op sy tyd. Hy het daai eerste feeste het hy almal van hulle op hulle tyd kom vervul. As Jesus, en hy het vir hom op sy tyd kom vervul. As Jesus dan die Messias was, het hy ook die fees van Tabernakels op sy tyd kom vervul. En hy is waarskynlik gebore plus minus tydens die fees van Tabernakels, want God het by ons kom woon. Hy het daardie fees kom vervul. Ok, daar's 'n paar punte waartoe ons nog verder sal gaan. En Matteus hoofstuk 2. En ons gaan kyk van vers 11 af. En hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria sy moeder gevind en neergeval en hom hulde bewys. Daarop maak hulle hul skatte oop en bring vir hom geskenke goud, wierook en mirre. En elkeen van dit beteken iets. En waarom het hulle die geskenke gebring? Want jy bring altyd die beste geskenk voor 'n koning. Hulle het voor die koning van konings gekom en hulle het die beste geskenke gebring. Hierdie geskenke was om Jesus toe te rus en vir Josef en Maria toe te rus om van hierdie punt af te kan vlug. Want hulle moes alles gelos het wat hulle daarmee besig was. Hulle het alles gelos en hulle moes vlug. Dis waarom die geskenke gegaan het. Dit was die voorsiening, God plaas voorsiening. God voorsien altyd. Die wyse manne, as hulle die ster gesien het, met die geboorte van Jesus, dink jy hulle pak gou daai kamele, en oor 0:30 is hulle in Jerusalem, of oormôre is hulle in Jerusalem? Nee. Hulle kom van die ooste af. Dis op die minste is dit 'n paar maande se reis. As hulle vinnig is. Die reisgeselskap is plus minus 60 mense wat hulle saamvat op 'n reisgeselskap. So dis 'n groot storie, want anders val hulle in die hand van rowers. Hulle moet sterk genoeg geselskap hê om veilig te kan reis. So hierdie ding is nie net oor 5 minute, tjoef, daar sal die kameel op, daar gaan ons, ping, ding, daar, en oor 0:30 is jy en, nee ouens, dit was nie vliegtuigtyd nie. Wanneer hy sê hierso, het hulle in die huis gegaan en die kindjie by Maria sy moeder gevind. Hulle het nie die kindjie, wanneer ons kyk na hierdie prentjies wat geskilder word, dan sien ons, hier lê Jesus in die krib. En hier kom die wyse manne en hier kom almal net so aangedrentel. Almal tesame, woer, daar is hulle almal. Nee, dis 'n groot fout. Die mense het gekom, die herders het gekom op hulle tyd, hulle was naby gewees. Maar daardie wyse manne van die ooste af, het nie net daai aand daaraan gekom waar die babietjie gebore is nie. Hy was al 'n kindjie, die woord kindjie is nie die woord suigling. Wanneer jy hom ook gaan kyk in die grondtaal, dis nie die woord suigling wat beteken babietjie nie, dit sê kindjie. Met ander woorde, hy is nou al dalk 'n jaar of 2 oud. Dis 'n jaar of wat later, waarskynlik 'n jaar en 'n half later, wat die wyse manne eers daar uitgekom het. So die prentjie wat van kindsbeen af vir ons geskilder word, is 'n deception, dis 'n verkeerde prentjie. Dit is 'n illusie wat nie so is nie. Maar kom ons bepaal gou die datum van Jesus se geboorte. So kom ons is daarmee besig. Kom ons kyk in Lukas 3 vers 23 tot 24. Lees ons dat Jesus begin sy bediening op 30 jaar oud. Op Lukas hoofstuk 3. En hy, Jesus, was omtrent 30 jaar oud toe hy begin leer het, en hy was soos hulle gemeen het, die seun van Josef, die seun van Elia, en
Hy was ongeveer 30 jaar oud. Ons weet hoe lank het hy bedien. Ons weet hoe lank was sy bediening. Daar is geen dispuut omtrent nie dat dit 3,5 jaar was, né? So dit beteken, as ons van die Pasga, en ons weet presies wanneer Jesus dood is, en as ons terugreken van die Pasga af, gaan ons dan plus minus by Jesus geboortedatum uitkom. En raai waar kom ons uit? As ons na die kalender kyk, hy is geoffer as offerlam vir ons in die eerste maand van Abib of Nisan, soos wat hy later bekend geword het. En as ons van daar af 6 maande terugtel, dan kom ons uit in die maand Abib of Nisan is Maart, April maand by ons, in ons tydperk, in ons kalender. En wanneer ons dit terugwerk, kom ons uit op die 7de maand, nie ons 7de maand nie, maar die 7de maand van die Joodse kalender, en dis die maand Tishri, en dis September, Oktober. Daar val hy. In die einde van die somertydperk, in die begin van die herfst, met die fees van tabernakels. En daar kry ons tweede aanduiding, wat vir ons sê, Jesus is nie gebore in Desember nie. Dis nie sy geboortedatum nie. So kom ons trek die goed reg. Hoekom wys die skrif vir ons hierdie goed? Hoekom leer ons hierdie goed? Sodat jy nie in die gevangenskap van onkunde hoef te wees nie. Waarom moet ons met goed besig wees wat ons nie meer hoef te wees nie? Wanneer ons kyk na die geskenke, en kom ons kyk na weer eens in Matteus 2 vers 11, sien ons dat die wyse manne bring geskenke vir wie? Het hulle die geskenke vir mekaar gegee? Nee, hulle het die geskenke vir Jesus gegee. So as jy dan nou geskenke wil bring, my broer, my suster, en jy wil geskenke uitdeel, gee dit vir God. Nie vir jou kind, en vir jou kleinkind, en vir jou oom, en vir jou tannie, en vir jou neef, en jou niggie, en vir daai oukie en daai oukie nie. Nie vir die baas by die werk, sodat hy daarom die guns kan wen, en soke. Nee, gaan gee dit dan vir God. Gaan sit dit dan werklik in die bediening, in God se werk in. Gaan bevorder God se koninkryk met dit. As jy dan daai geld wil spandeer, gaan spandeer dit op God. Gaan gee dit vir Jesus. Ons verarm onsself. En kyk wat doen hierdie wrede mammon. Hierdie mammon is 'n wrede afgod. En dis so jammer, soveel Christene aanbid hierdie mammon. Hy is 'n wreedaard. Hy kom net om te steel en te verwoes, soos wat hy in Johannes 10:10 sê. Hy kom net om te steel en te verwoes. Hy kom en steel jou geld. Hy kom en steel by jou. En jy koop jou bankrot aan geskenkies, en almal kry geskenkies. En jy moet amper deur die jaar spaar om vir almal geskenkies te koop. En hierdie wreedaardige, vieslike mammon kom, en hy steel jaar vir jaar alles by jou. En ons wonder, hoekom verarm ons so? En nou gaan ek jou ook bietjie op jou tone trap, en jy beter luister wanneer ek jou op jou tone trap, en dan bietjie ag gee daarop. Wat is die tipe geskenkies wat ons gee? Hoe heilig is die geskenkies wat ons gee? As ons vir ons kind gee ons hierdie babie prostituut en Hannah Montana die goedkoop ding, en ons vertel vir ons dogtertjies, wees so cheap soos Barbie en so goedkoop soos Hannah Montana. En dis so 'n mooi prentjie van Hannah Montana wanneer hulle hom prentjies teken, maar wanneer jy werklik Hannah Montana sien soos wat sy lyk in realiteit vandag, skaam jy dat jy jou kind aan daai goed, dat jy jou kind sê, word soos hierdie ding. Sies man. Ons gee vir ons kinders Spider-Man, duiwels en al hierdie goede, en Harry Potters, wat 'n gruwel is in God se oë. Ons gee vir hulle Xbox en Playstations en al hierdie goede, en dis 'n gruwel. Wat is die games wat daarop gespeel word? Dis 'n gruwel voor God. En ons sê, nee, dis liefde, nee, my maat. Jy is besig om ver te dwaal. Ons brein spoel ons kinders, ons gee vir hulle 'n rockgitaar, en hulle gaan groot. En weet jy wat, 20, 25, 30 jaar later, sit daai kind in die kerk, en ons wonder, hoekom val ons kerk uit mekaar uit? Ons het hom ons 'n rockgitaar gegee, nou moet hy 'n rockband in die kerk begin.
Ons wonder hoekom lyk ons kerkmusiek soos wat dit lyk. Hoe heilig is hierdie Kersfees wat ons vier? Met die partytjies, dronkenskap, die naaktheid op die strande, by die swembaddens, oralster, die vrouens probeer so kaal soos wees soos hulle wil, en die manne so kaal soos hulle wil, en hulle probeer mekaar in die bed kry so erg as wat hulle kan, en soveel as moontlik as hulle kan, die sedeloosheid, die sterftes op die paaie, die selfmoord, die moord, jammer, iets is verkeerd. Dis nie 'n Christusfees nie, ouens. My boeta, my sissa, dis nie 'n Christusfees hierdie nie. Ons kan nie, 'n ou stuur vir my e-mail, laas ook daaroor praat, nee, hy heilig dit met nagmaal. Nagmaal. Jy ontheilig nagmaal met dit. Kom ons draai net bietjie ons prioriteite reg. Die nagmaal, daardie prys wat vir ons betaal is, kan ons nie goedkoop maak met sulke goed nie. Maar dit kos 'n prys om werklik Jesus te volg. En kom ons begin daai prys betaal om Jesus werklik te volg. Ouens, die bottom line, hierdie feesseisoen is mammon aanbidding. Dis die drankgod aanbidding. Dis die tyd van die jaar wat alles uitmekaar uitval, die dinge nie te goed gaan nie. Kyk na die sonaanbidding, as jy kyk op die strande en oralster by die vakansieoorde. Dis sonaanbidding. Kyk hoe lê hulle kaal en aanbid die son. Dis sonaanbidding. Ek sê mos vir jou. Dis mammon aanbidding, dis Bacchus aanbidding. Dis nie Christus aanbidding nie. Dis nie heilig voor God nie. Dis allerlei ander goede wat ingebring word. In die naam van, asof dit Jesus is. Nee, dit is nie Jesus nie. Want dan sou dit heilig gewees het. Dan sou daar respek vir God gewees het. Ons kan in die datum sien en in die skrif uit kan ons sien. Hierdie is nie 'n Christusfees nie. Daar is geen opdrag, daar is geen godsfees in hierdie tydperk van die jaar ingestel nie. Daar is wel afgodsfeeste in hierdie tyd van die jaar ingestel. Kom ons heilig onsself. Jy weet die skrif sê vir ons so mooi. En watter ooreenstemming het Christus met Belial? En watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkoms het die tempel van God met afgode? Want julle is die tempel van die lewende God. Jy is die tempel van God. Hoe wil jy nou afgoderry inbring, broer? Sussie? Hoe wil jy nou die twee by mekaar in dieselfde tempel sit? Want julle is die tempel van die lewende God. Soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel. En ek sal hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Daarom gaan onder hulle uit en sonder julle afspreek die Here. Raak nie aan wat onrein is nie. En ek sal julle aanneem. Wow, hy sal ons aanneem. Kom ons heilig onsself sonder ons af. Dit beteken word nie deel van hierdie goed nie, maar kom ons staan een kant, ons kom uit dit uit. En God sal ons aanneem. Sedert 1984 wat Dr. Benny Kleinhans hieroor geskryf het in sy boek, tot nou toe, is daar eintlik maar min wat mense daarop gereageer het. Kom ons begin nou van hierdie generasie af bietjie reageer hierop, ouens. Kom ons begin regtig die dinge regstel. As jy die Christusfees wil vier, as jy hom werklik wil vier, kom ons vier hom tydens die fees van Tabernakels, want Jesus het by ons kom woon. Dan vier ons sy geboorte. Ons vier hom daai tyd. Dis mos die tyd wat hy vir ons gegee het. Dit gaan bietjie moeilik wees, want nou moet jy verlof insit, en dis bietjie moeite, en nou gaan die wêreld jou snaaks uitkyk, né? Kom ons begin dit regstel in ons kinders, wat nou groot word. Hierdie Santa Claus en al hierdie, come on ouens, my God is nie 'n vet rooi mannetjie nie. Hy's die koning van konings. En kom ons eer hom daarvoor. Ons praat volgende week weer. Seën vir julle. Ek sien in my gees die glorie